Vanoggend se woord gaan oor ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van geloof. En ek gaan vanoggend uit Hebreërs 11, die boodskap uit Hebreërs 11 bring. En ek wil hê jy moet daarna kyk, en ek vra u vanoggend dat u werklik, ek kan nie volledig deur elke deel gaan van Hebreërs 11 nie. Ek kan nie volledig na elke karakter of vorige geloofsvaders kyk nie. En ek wil vir u vra, gaan lees dit, gaan doen 'n studie en gaan kyk wat sê God vir ons en wat wil die Here vir ons sê. So ek gaan op stadiums gaan ek dele uitlos, nie almal bespreek nie, en dele wat ek gaan doen, ons het nie tyd, ons tyd is beperk, so ek gaan aan sekere persone meer aandag gee, wat in Hebreërs 11 vir ons geopenbaar word. En hierdie hoofstuk is dan die laaste afdeling, en dit is van Hebreërs 11 tot 13, dis die laaste gedeelte van hierdie boek, en die feit dat Jesus Christus God is. Dis Hebreërs 1:1 tot 6, en dat hy die hoëpriester is, Hebreërs 7 tot 10. Dit moet vir my 'n motivering wees vanoggend om te sê, ek wil die Here volg, ek wil in hom glo. Mag dit 'n motivering vir my en u wees, dat ons kan kom en sê, ek wil my vertroue in hom plaas. En dis wat hierdie gedeelte vir ons sê, dat ek en u ons vertroue in die Here plaas. Die lesers van hierdie brief het in versoeking gekom. Hulle het in versoeking gekom om terug te gaan na Judaïsme toe. Want daai tyd was die Joodse geloof redelik aanvaar deur die Romeine. Maar die Christene was vervolg en hulle was op 'n plek wat hulle dalk moes teruggekeer het. Hulle was vervolg. En hulle wou hulle vertroue eerder weer terugsit na Moses toe en die wet. Dis waartoe hulle wou teruggekeer het, in plaas daarvan om in Jesus Christus te glo. Hulle vertroue was in die sigbare dinge van hierdie wêreld, en nie op die onsigbare God nie. Met ander woorde, hulle het hulle vertroue gaan skuif. Hulle wou op die sigbare goed glo, dit wat hulle fisies kon sien, dis waarop hulle wou glo. Hulle wou hulle vertroue op daarop plaas. In plaas daarvan, om na die volmaaktheid, die volwassenheid te gaan, het hulle teruggegaan na verderf. Hebreërs 6:1 en 10:39. In Hebreërs 11 word alle Christene geroep om deur geloof te leef. Dit was daai tyd die geval, en vanoggend is dit my en u ook die geval. Ek en u word vanoggend geroep om deur geloof te lewe. En hier is baie vrae wat u self vandag moet afvra. Leef u vanoggend deur geloof? Hoe lyk u geloofslewe? En dit is waar ons vanoggend na gaan kyk. En ek wil vanoggend na twee dele kyk, twee belangrike onderwerpe wil ek gaan kyk vanoggend, wanneer ons na Hebreërs 11 kyk. En ek wil heel eerstens sê, ons moet kyk na die beskrywing van geloof. Kom ons begin daarby, Hebreërs 11 vers 1 tot 3, die beskrywing van geloof. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. En ek wil net eers hierdie 3 verse lees vir u. Die gedeelte vanoggend is nie 'n definisie van geloof nie. Ek wil hê ons moet daarna kyk. Dis nie 'n definisie van geloof nie, maar vanoggend is dit 'n beskrywing van wat geloof doen en hoe dit werk. So ek wil nie ons moet kyk na 'n definisie nie. Kom ons kyk na 'n beskrywing van geloof en wat doen geloof? En ek dink dis belangrik dat ek en u dit sien. Wat kan ons sê? Wat beskryf geloof en wat doen dit? Ware geloof vanoggend
is nie 'n blinde optimisme nie, of 'n ding van ek hoop so nie. Dit is nie geloof nie. Ek hoop dit gaan gebeur nie, ek hoop so nie. Nee, geloof behels baie meer vanoggend as u intelligensie, dit wat in die verstand is. Dit behels baie meer as dit. Met ander woorde, dit is ook meer as om aanvaarding van godsdienstige stellings. Met ander woorde, ek vat die woord en daar stellings in die woord en ek aanvaar dit. Dit is baie meer as dit. En ek wil hê ons moet dit besef, geloof is baie meer as dit. Al lyk dit asof dit geloof is om feite oor God te ken, demone het ook feite oor God geken. En dis belangrik, om te gaan in die woord te vat en sê, ek het al hierdie feite. Is dit ware geloof? Nee, die demone het dit ook geken. Geloof is baie meer as dit. Geloof behels om God se beloftes as betroubaar te ontvang. Met ander woorde, God het beloftes vir my nie, en ek en u moet daai beloftes as betroubaar ontvang. Dit is wat dit beteken, te ontvang en daardie oortuigings toe te laat om jou lewe te hervorm, jou leefwyse te hervorm. En dis wat dit beteken, ek vat God se beloftes as die waarheid en dit verander my lewe. Dit verander my hele lewenswyse. Dit is waaroor dit gaan. Hierdie geloof in ons skrif funksioneer eenvoudig. En dis belangrik, kyk daarna. God spreek. Ons hoor sy woord. Ons vertrou sy woord en ons tree daarvolgens op. Dit is wat dit is. God spreek. Ons vat sy woord. Ons hoor sy woord. Ons aanvaar dit in ons hart, ons vertrou sy woord en ons lewe daarvolgens. Dit maak nie saak wat die omstandighede is nie, of wat die gevolge mag wees nie. En dis groot vanoggend. Die omstandighede vanoggend kan onmoontlik lyk. Die omstandighede in u lewe vanoggend u kan sê dit is chaos. En u kan sê die gevolge wat in my lewe is vreesaanjaend. U is dalk vanoggend bekommerd. U is so vrees oor wat u sien. Dit is onbekend. Maar ons is gehoorsaam aan God se woord vanoggend. En dis wat ek en u moet doen, ongeag wat aangaan. Ons is vanoggend gehoorsaam aan God se woord. En dit is die verskil. Wanneer ek en u op 'n plek kom dat ons sê, ons sal gehoorsaam wees. Ons sien dat geloof berus op die aanvaarding van God se getrouheid. Met ander woorde, dis wat dit is. Ek aanvaar God is getrou. Maak nie saak wat die omstandighede op die oomblik is nie. Ek aanvaar God is getrou. Ons sien dat geloof berus op die aanvaarding van God is getrou om sy beloftes na te kom, eerder as op ons eie ervarings en eie bewyse. En dis belangrik, ons vertrou, God is getrou, hy sal doen wat hy sê, eerder as wat ek en u ervaar op die oomblik. En dit is belangrik. En ek het al daaroor gepraat, ek wil sien. As ek sien, dan sal ek glo. Dit is nie geloof nie. As ons op 'n plek kom en sê, Here, wys my, en wanneer u dit vir my wys, en ek sien dit, dan sal ek glo u is getrou. Dis nie wat die Here sê nie. En ek en u moet dit, baie mense sê, as God dit vir my doen, as God die tekens vir my wys, en dit gebeur, dan sal ek in hom glo. Here, hierdie is 'n onmoontlikheid, op die oomblik 'n onmoontlikheid in my lewe, as u dit vir my regmaak, as u vandag vir my die uitkoms gee, dan sal ek sê, ek glo in God. En hoe baie van ons sit daarmee partykeer. Dit is nie ware geloof nie. Geloof in God oorkom hindernisse wat twyfel skep. En dit is ware geloof, oorkom daai hindernisse wat my en u laat twyfel. 3 woorde in Hebreërs 11:1-3 som ware Bybelse geloof op. En ek wil heel eers kyk, kom ons kyk na die eerste woord, vaste. Vaste, as ons na die Engelse vertaling gaan kyk, kan ons sien substance. Dit is wat dit is. Dit beteken om onder te staan of om te ondersteun. En ek wil hê en ek en u moet dit besef, geloof
vir my en u as 'n kind van die Here, vir 'n Christen, dit is geloof vir my en u is wat 'n fondasie of 'n fundament van 'n huis laat bly staande bly. Soos wat 'n fondasie hierdie gebou staande laat bly. Laat geloof in God my en u staande bly. As ons nie die fondasie het nie, wat gaan gebeur? Ons gaan verkrummel. En dis wat geloof doen vir my en u as kinders van die Here. Ons vertroue bied sekerheid dat ons staande sal bly. Ek en u kan vandag sê, ons het die sekerheid dat ons sal staande bly, al is daar omstandigheid so groot chaos en onmoontlikheid op daai oomblik in my lewe, dit lyk soos 'n onmoontlikheid. Here, ek kan nie sien nie. Ek kan nie sien hoe dit gaan, waar is die uitkoms nie. Ek kan nie sien hoe ek ooit weer okay gaan wees nie. Dan kom die Here en weet ons, geloof is die vertroue van dinge waarop gehoop word. Die tweede woord is bewys of oortuiging in haar eerste vers. Dit is die innerlike oortuiging van God, dat wat hy beloof het, sal hy tot uitvoer bring. So dis vanoggend broers en susters, u is kinders van God. En u kan vandag, soos u hier sit, sê, die Here wat hy sê, sal hy doen. Amen. En ek en u kan dit verklaar vanoggend. Dis die innerlike oortuiging van God, dat wat hy beloof het, sal hy tot uitvoer bring. Die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons is 'n versekering dat God hierdie beloftes sal tot vervulling bring. En ek en u moet daaraan vashou. Wat ook al u omstandighede vandag is. Dit is wat hierdie vers sê. Dit is wat hierdie oortuiging van hierdie vers beteken, of die bewys van hierdie vers beteken. Daar's bewyse vanoggend. En dan getuienis. Hier is 'n belangrike woord. Getuienis is 'n belangrike woord. En as ons gaan kyk na die King James Version, het sê, obtain a good report. Dit is wat getuienis beteken. Obtain a good report. In hierdie gedeelte is daar lyse van getuienisse wat 'n goeie verslag gee van God se goedheid en dat God vertrou kan word. En ek glo ook vanoggend, elkeen van u wat hier sit, wat 'n kind van God is, het 'n lys van getuienis van die goedheid van God, waar jy op God vertrou het en hy het jy nie in die steek gelaat nie. Obtain a good report. En ek en u kan vanoggend daarvan getuig. Geloof stel ons in staat om te verstaan wat God doen. Geloof stel ons in staat om te verstaan wat God doen. Geloof stel ons in staat om te sien wat ander nie kan sien nie. Dit is geloof. En ons geloof stel ons in staat om te doen wat ander nie kan sien nie. Het jy daaraan gedink? Ons verstaan, met ander woorde, ons verstaan God. Dit stel ons in staat, God sal dit doen. Ons weet, ons sien wat ander nie kan sien nie. En ons doen wat ander nie doen nie. En dis vir my en u belangrik. Dr. J. Oswald Sanders het die volgende gesê: Faith enables the believing soul to treat the future as present and the invisible as seen. Is dit nie so nie? Doen ek en u dit? Die toekoms, die future, sien ons nou, want God is daar. Ons weet, al is die omstandighede nou, ons weet nie wat hier gaan gebeur nie, maar ons weet God is reeds daar, en dis hoe ons die toekoms hanteer. God is daar, ons vertrou hom 100%. En dit wat ons nie sien nie, ons sien dit. Ons sien, God gaan ons hier deurdra. Ons weet, God is by ons. Dis die eerste gedagte. Die tweede gedagte is die bewys van geloof. En ek wil kyk na Hebreërs 11, 4-40. En soos ek gesê het, gaan lees hierdie gedeelte deur. Ek gaan kort dele daarvan uithaal. Dele gaan ek nie nou behandel nie. So kom ons kyk daarna. Die gedeelte begin by Abel en Henog. Maar kom ons gaan eerstens na Noag toe.
Noag en sy geloofswerk. 'n Geloofswerk, en ek wil hê ons moet daarna kyk. Kyk na Noag se geloofswerk. En ons gaan enkele vers daar lees, Hebreërs 11:7. Deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak, tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. As ons nou Noag kyk, Noag was in sy geheel, het hy geglo, in sy geheel, sy verstand is deur God gewaarsku. Sy hart was met eerbiedige vrees gevul. En sy wil het opgetree volgens wat God vir hom gesê het. So sy hele wese, met ander woorde sy verstand, sy hart en sy optrede, het sy geloof gewys, met ander woorde daar's 'n geloofswerk daarso. En dink daaraan, aangesien niemand in daardie tyd nog 'n storm gesien het, of 'n vloed gesien het, niemand nie. Daar was selfs nie reën by wat gesien was nie. Kan nie dink, wat moes hulle gedink het van Noag? Daar moes gespot gewees het. Hier is hy besig om hierdie ding te bou, hulle moes hom gespot het. Dalk het almal soontoe gekom uit nuuskierigheid uit. Maar dis wat gebeur het. Baie dalk belangstelling gehad, maar Noag se geloof het sy hele familie beïnvloed en hulle is gered. Deur wat hy gedoen het, hy was gehoorsaam. En wat hy gedoen het, sy geloof op daai oomblik het die hele wêreld veroordeel. En Noag se geloof het hulle ongeloof gewys. En dis belangrik, sy geloof het die mense om hom se ongeloof gewys. En my en u geloof moet die wêreld om ons se ongeloof uitwys. En dis wat Noag gedoen het. Dit was wat gevolg het die vloed en die bewys daarvan. Hy was veilig in die ark, het gewys dat wat hy geglo het was nie vals nie. Met ander woorde, dit wat hy geglo het, was nie vals gewees nie. Daar was nie 'n fout nie. God het nie gefouteer toe God die opdrag vir hom gegee het nie. En is dit nie so met my en u nie? Wanneer ek en u glo, en dit kom tot vervulling, dan kan ons sê, ek het geglo, God het my nie gelos nie. Soos God nie Noag gelos het nie, al het God vir hom hierdie opdrag gegee wat vir die wêreld soos 'n grap gelyk het. Het hy gedoen wat God vir hom gesê het. Hy was getrou. En Jesus kom en hy verwys na Noag se ervaring in die evangelies. Jesus gebruik dit as 'n voorbeeld om te wys, hy kom. Hy gaan terugkom. Hy wys wat gebeur. En is ek en u gereed? En dis 'n vraag wat ons elke keer vir ons moet vra. Is ons gereed as die Here nou kom? Het ons die geloof dat ons weet as God nou kom, is ek gered? Het u die geloof dat ek weet as die Here my kom haal, ek is sy kind? In Noag se tyd het die mense Noag, die prediker van geregtigheid, sy getuienis heeltemal geïgnoreer. Hulle het hom heeltemal geïgnoreer. Maar my en u geloof, al ignoreer mense ons, al wil hulle nie vat wat ons doen en wat ons sê nie, ek en u moet met sekerheid weet, ons het 'n God wat ons lief het, en is ons getrou. Kom ons kyk volgende, na die afdeling 8, vers 18 tot 22, die aartsvader Abraham. En ons sien hier 'n geloof wat moet wag. Daar is 'n geloof wat moet wag, en ek wil hê ons moet kyk na Abraham. Hierdie afdeling wys as 'n beklemtoning van die belofte van God en sy planne vir Israel. En die nasie het begin waar God Abraham geroep het, en hy was gehoorsaam. Maar as jy daarna gaan dink, Abraham en Sara, daar was 'n belofte van 'n kind. Hoe lank moes hulle gewag het vir daai belofte om vervul te word? 25 jaar.
25 jaar. En baie keer is ek en u ongeduldig as ons 'n dag moet wag. 25 jaar moes Abraham en sy vrou, Abraham en Sara moes 25 jaar gewag het. Hulle seun Isak het die vader van Jakob en Esau geword. En Jakob het 12 seuns gehad en uit dit is Josef gebore en Josef het Egipte het die volk gered deur wat hy gedoen het in Egipte. En dan kom ons by Moses en Moses lei hulle uit Egipte uit. En dis die kort gedeelte van hierdie hele verhaal. Maar ons sien hoe die tydsverloop sien ons hoe die belofte aan Abraham vervul is. Oor tyd. En dis belangrik. Het hy alles gesien wat God hom beloof het? Nee. So met ander woorde, God se tyd is, soos ons weet, nie altyd my en u tyd nie. En is ons bereid om te wag, sal ons geloof steeds staande bly. Om te wag is sekerlik een van die moeilikste dissiplines in ons lewe, is dit nie? Wie van u is gemaklik om te wag? Wie van u kan net wag en sê, ek is reg daarmee? Dit is 'n dissipline wat ons moet aanwerk. Dis moeilik. Dis nie altyd maklik om te wag nie, want in daai wagtydperk, wat gebeur? Vertrou ons God, bly ons God vertrou, of kom ons op 'n punt en ons sê, die Here het my vergeet. Tog sien ons dat ware geloof wag vir die vervulling van God se doel word. Die vervulling van God se doel op sy tyd. En ek dink ek en u moet daarna kyk. Dis nie altyd my en u tyd nie. Dis God se tyd. En is ek en u bereid om te wag? En wat moet ons doen terwyl ons wag? Dis die groot ding. Wat moet ek en u doen terwyl ons wag? Ons moet gehoorsaam wees. Ek en u moet gehoorsaam wees aan God terwyl ons wag. Want ons kan nie ongehoorsaam wees en sê, kom ek maak my eie planne nie. Ek glo in God, maar laat ek my eie ding doen terwyl ek wag nie. Is dit dan geloof? Deur geloof het Abraham in gehoorsaamheid weggetrek. En hy was gehoorsaam selfs toe hy nie geweet het waarheen hy gaan nie. Ons het al baie daaroor gegaan, jy kan die verhaal gaan kyk. Hy was gehoorsaam, selfs met die offer van Isak, wat die Here van hom gesê het, gaan offer Isak. Hy was gehoorsaam. Al het hy nie geweet wat hier aangaan nie. Abraham het sy oë op die belofte van God, wat God aan hom gedoen het. Hy het in die toekoms het hy nou geleef. Want hy was getrou aan God. Hy het gesê, ek gaan getrou wees, ek gaan bly glo, en hy het gelewe in die komende tyd. Met ander woorde, dit wat in die toekoms het hy geleef. Hy was steeds gehoorsaam, selfs toe hy nie geweet het hoe hierdie belofte verwesenlik gaan word nie. Was hy steeds gehoorsaam? Is ek en u steeds gehoorsaam? Sal ek en u wag? Abraham het geglo en God gehoorsaam. Hy het nie geweet wat nie. God vervul altyd sy beloftes aan sy gelowiges. Of nou onmiddellik, of aan die einde. En ek dink dis belangrik. Waantoe is u op pad? En ons gaan die nagmaal vanoggend om die tafel sit. God se beloftes kan nou vervul word aan u. En dit kan nou gebeur. Of God kan sê, nee, nie nou nie. Maar my en u versekering is, het sy onmiddellik, of aan die einde, God is getrou aan sy beloftes. Vers 8 tot 22 sien ons hoe die mans en vrouens in die hele gedeelte in God bly glo het. Van geslag na geslag was dit oorgedra. Is ek en u op 'n plek waar ek en u die gehoorsaam is aan God? Hoor ons, as hy vir ons 'n belofte gee, sal ons daaraan vashou? Glo ons dat God goed is? Glo ek en u vandag dat God by ons is, dat hy ons nie sal los nie, maak nie saak wat die omstandighede op die oomblik is nie. Is jy op daardie plek? Hoeveel meer geloof behoort ek en u nie te hê nie?
Hoeveel geloof behoort ek en u nie te hê nie? In hierdie week wat verby was, of verby is, hoe lyk u geloofslewe? Wat het gebeur? Waar u getwyfel het in ons God? Kom ons kyk verder, Moses se geloofstryd. Moses het 'n geloofstryd gehad, Hebreërs 11, 24 en 25. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word, saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê. Moses het die paleis verlaat en nooit teruggekeer nie. Met ander woorde, hy het geglo, maar sy geloof, daar was 'n geloofstryd daar. Hy het die lewe van gemak en rykdom verruil vir 'n lewe van gehoorsaamheid aan God. Is ek en u op 'n plek dat ons so gehoorsaam sal wees aan God, dat ons, al is dit 'n stryd, al beteken dit ek sal gelowig wees, al moet ek iets opgee. En dis wat ons onsself moet afvra, sal ek opgee wat God sê ek moet opgee, om geloof te hê en te doen wat hy doen, wat hy wil hê ons moet doen. En daar is 'n beloning vir geloof. Daar is 'n beloning vir my en u, wanneer ek en u glo. Dink aan Moses. God beloon altyd ware geloof. Al is dit nie onmiddellik nie, maar dit sal aan die einde beloon word. En dis verskriklik belangrik, al kom dit nie nou dadelik nie. Sal ons bereid wees om te sê, Here, wat wil u hê moet ek doen? Ek sal dit doen. Jy moet hierdie opgee. Here, as dit is wat u wil hê ek moet opgee, sal ek opgee. Want ek glo in u, en ek sal doen wat u vir my sê, en dis ware geloof. En ek wil vir aanhaal Dr. Waans Hafner het die volgende gesê, en ek het dit vertaal in Afrikaans. Moses het die onverganklikes gekies, die onsigbare gesien, en die onmoontlike gedoen. Met ander woorde, sy keuse wat hy gedoen het. Moses se geloof het hom in staat gestel, u weet, u ken die verhaal, het hom in staat gestel om teen Farao te gaan. Hy het hom in staat gestel, deur sy geloof in God, het hom in staat gestel om sy vyande te hanteer, om die pad te stap wat hy moes stap. Dink aan Moses se geloof. Die geloof van Moses is beloon met verlossing vir hom en sy volk. Geloof vanoggend bring ons uit, met ander woorde, soos uit Egipte uit. Dit vat ons deur, soos wat hulle deur die Rooi See is. Dit is wat geloof doen, en dit bring ons in die beloofde land in. Soos met die volk, gaan dink daaraan, gaan kyk na Hebreërs 11, 28, 29 en 30. Wanneer ons God vertrou, verstaan ons wat God kan doen. Ek en u vandag is nie 'n blindelingse vertroue van ek hoop soos ons gesê het nie. Ek vertrou God, want ek weet wat God kan doen. Ek ken God se karakter, en elkeen van u, gaan dink terug in u lewe. Wat het God al vir u gedoen? Wat se onmoontlikheid het God al in u lewe gedoen? En daar is 'n lys. Elkeen van ons, daar moet 'n lys wees. Want is u vandag hier sê, nee, ek weet nie. Sjoe, gaan dink. Gaan kyk na die lys. En ek kan dit opnoem, van my kinders, van hoe die Here hulle deurgedra, elke keer. Hoe die Here my deurgedra, my vrou deurgedra, elke dag, hoe die Here my deurgedra, terwyl ek hom nie eens geken het nie. En dit is hoe groot God is. Wanneer ons God vertrou, verstaan ons wat God kan doen. Die ervaring van Moses is bewys dat ware Bybelse geloof beteken om God te gehoorsaam, ten spyte van omstandighede en ten spyte van die gevolge. En dis groot. Want ons kan goed verloor waaraan ons vashou. As ek dit doen, en ek glo God, en ek tree daar volgens op, kan ek vriende verloor. Ek kan werk verloor. My familie kan my uitstoot, wegstoot.
Maar as ek kom en sê, ek sal aan God gehoorsaam wees, ten spyte van die omstandighede, ten spyte van die gevolge. En dis die geloof wat ek en u moet hê, dis die geloof wat Moses gehad het. Kom ons kyk na Joshua, geloof wat gewen het. Vers 30 en 31. Joshua, soos jy weet, het Moses opgevolg, hy het dieselfde God gevolg as wat Moses gevolg het. Hy het dieselfde God wat getrou is, dieselfde God vertrou wat Moses vertrou het. Uit 'n menslike oogpunt was dit vir Joshua onmoontlik om die land te verower. En ons gaan kyk eerstens na Jericho. Dit was 'n onmoontlike dat daai mure kon val. Maar voor hy by Jericho moes uitkom, moes hy deur die Jordaan gegaan het. Dieselfde pad wat die volk, die vorige geslag, deur die Rooi See gegaan het, moes hulle deur die Jordaan gegaan het, geloof gehad het daarso, voor hulle kon aangaan, en Jericho was 'n onmoontlikheid. Menslik, nie God onmoontlik, menslik onmoontlik. Maar hy het vertrou in God, hy het staat gemaak op God en deur geloof, slegs deur geloof in God het die mure geval. Slegs deur geloof in God kan u omstandighede verander. En dis waarna ons moet kyk. Kyk wat het hy gedoen. En laastens verskeie helde van geloof 32 tot 40. Geloof kan in die lewe van enige persoon werk wat dit waag om op God te vertrou. Dit kan in enige persoon se lewe werk as u waag om op God te vertrou, op sy woord vas te hou en te luister en oor te gee aan God. Is u vandag bereid om oor te gee aan God, soos die geloofshelde, die ander verskeie helde daarso. Dis Gideon, Barak, Samson, Dawid, Samuel. Ons kan dit nie bespreek in volledigheid nie. Gaan kyk na elke persoon se lewe daar. Hulle het vertrou op God. Ek en u, kan ons waag vandag om op God te vertrou? Kan ons luister na sy woord? En nou 'n verskriklike belangrike gedeelte waartoe ons nou gaan. Die hoofstuk skuif nou dan van oorwinning na lyding. En ek wil hê Hebreërs 11, 36 en 37. Ons het gekyk na alles, maar nou skuif die fokus. Vers 36. Ander weer het die proef van bespotting en geeselinge deurstaan, ook van boeye en gevangenis. Hulle is gestenig, in stukke gesaag, versoek, deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle. Hulle het gebrek gelei. Hulle is verdruk, mishandel. Sommige gelowiges het koninkryke verower, ons kan dit sien. Hulle het van die swaard ontvlug. Leeu se bekke was toegesluit. En nou, hier's 'n skuif hierso, maar ander is gemartel, gevange geneem, gestenig, in stukke gesaag, gebrek gelei, verdruk en mishandel. Hulle het dieselfde geloof gehad, maar daar was ander uitkomste. En hierdie moet dalk vanoggend vir u groot wees. En hier dalk hier gesit toe ons begin het en in die hart gewonder, ja, maar wat van my? Ek glo, maar kyk my omstandighede. En dan kom die skrywer hierso en hy sê vir ons, die hoofstuk draai. Hulle het dieselfde God gedien. Hoekom? Die skrywer meld die feit dat baie onbekende mans en vrouens van geloof nie uit die moeilike omstandighede uitgekom het nie. En dis die belangrikheid van ons geloof. Nêrens staan dit in ons geloof. Of sê die Here vir ons, dat as jy my dien, gaan dit altyd goed gaan nie. Die Here sê ons, dit beteken dat ons moet ophou glo. Nee, ons glo in God. Ongeag wat gebeur. Kyk wat het met hierdie mense gebeur. Hulle het dood gegaan. Hulle was gemartel op die ergste manier, maar hulle het bly glo. Het hulle dieselfde God geglo as Moses? Ja. En ek en u kan dieselfde vandag sê. Glo ons in dieselfde God as Moses, as Noag, as almal? Natuurlik glo ons in dieselfde God. Maar wat as my omstandighede anderste is? Wat belangrik is, hulle was nie uit moeilike omstandighede verlos nie.
Tog het God hulle geëer. In werklikheid verg dit meer geloof om te volhard as om te ontsnap. Ek en u het daai geloof nodig. As die omstandighede nie verander nie, jy sê, maar ek glo en ek glo en ek glo, is hierdie deel vanoggend vir my nie so belangrik. Want dit wys, sal jy vashou. En wat as die omstandighede nooit verander op hierdie aarde nie? Ons geloof stop nie op hierdie aarde nie. Ons weet waantoe ons gaan. As jy swaar kry in die liggaam en is pyn en jy sê, Here, maar hoekom? Ek glo soos ander mense. Ander mense word genees, ek nie. Weet ons, God is steeds in beheer. God is steeds 'n regverdige God. En hy is by ons. En ek wil hê ons dink aan die vier oond van die 3 broers se seuns, Sadrag, Mesach, Abednego. Wat het hulle gedoen? Het God hulle weggevat van die 4 oond? Hulle het in hy 4 oond ingegaan. Was God saam met hulle daar? Ja. En dis die verskil vanoggend. Dis die verskil. Selfs in daardie omstandighede sal God ons nooit los nie. God is saam met ons in daai 4 oond. En dis wat die skrywer hier vir ons sê. Ons moet steeds God vertrou, steeds gehoorsaam wees, steeds sê, my God se goeie God. Daai mense wat gemartel was, daai mense wat dood gegaan het hulle bly glo tot die einde toe. Ja. Wat lees Openbaring vir ons? Wat leer Openbaring vir ons? Die martelare is daarso. Maar God kom en hy het 'n spesiale plek vir ons vanoggend, broers en susters. Ons moet aanhou. Hou aan om te glo. Selfs al verander die omstandighede nie. En dit beteken ons moet daardeur gaan. Kom ons sê vandag, die omstandighede gaan nie verander nie. En u moet daardeur gaan. Bly glo. Daai lied wat ons gesing het, Raise Halleluja. En jy ken die agtergrond van daai lied. Jy weet wat daaraan van die lied, ek het gaan kyk daarna. Daar was 'n seentjie wat siek was. Hy was besig om dood te gaan. En hulle het saam gebid en hy lied is geskryf en hy seentjie is genees. In die film of in die video kan jy sien, die seentjie is by die pa en hy lewe. Maar moes hulle daardeur gaan, moes hulle gaan tot op 'n punt van, my kind is besig om dood te gaan. Here, help. En wat as daar nie genesing op hierdie aarde is? Sal ons steeds glo? Sal ons nog steeds kan verklaar, ek dien 'n goeie God? Sal ons nog steeds kan sê, my God is goed, en ek glo, hy's by my? Al lyk dit donker. Wat ons wel weet, ons dien steeds 'n God, wat getrou is, perfek is, goed is vir ons. Broers, kan ons dit vanoggend met ons harte verklaar en uitroep, my God is goed, my omstandighede is de mekaar, my omstandighede is so donker, ek weet nie waartoe gaan ek nie, maar God is steeds goed. Amen. Amen. Want dit is wat ek en u moet verklaar vanoggend. Mag dit in die hart geroer word vanoggend en sê, my God is steeds goed. Geloof kyk na die toekoms. Want dit is waar ons die grootste beloning gaan vind. Al kry ons nie nou op hierdie aarde 'n beloning, of al gaan dit nie nou met ons goed nie, al gaan dit nou swaar, ek sal steeds glo, ek gaan vashou, want die beloning wat vir my wag is groot. Hebreërs 11 eindig, en deur 'n volmaakte voorbeeld, maar het gaan oor na Hebreërs 12 toe, en ek wil net lees 12, 1 en 2, en vanoggend, waar ons om die nagmaaltafel ook gaan sit. Dis my so mooi, ons kyk hierdie hele beeld, en hy skep vir ons al hierdie geloofshelde, en hy sê vir ons die teendeel, of nie die teendeel, hy skuif en sê, dat mense het ook geglo, maar dit het nie gebeur nie. Hulle was nog steeds doodgemaak, hulle het nog steeds gelei, maar dan kom hy, Hebreërs 12, 1 en 2, maar net 'n gedeelte van die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof. Kyk na Jesus, vanoggend. Ek wil vir u vra, kyk na Jesus Christus vanoggend. Fokus die oë vanoggend op Jesus Christus. As die pad lank is,
As jy vanoggend sit en sê, hierdie pad is so lank. Hierdie tyd wat ek deurgaan is so lank. Ek het nou die dag een lied vir iemand gestuur wat deur 'n moeilike tyd gaan. I'll still praise you in the morning, daai gedeelte van Casting Crowns se lied, ek ken nie die woorde presies nie. Ek sal jou steeds loof en prys, Here. En dan sing hy en sê, dit is oggend en ek het gedink dit is verby, maar dit is nog nie verby nie. Maar dan sing hy verder, ek weet, jy vang nie my trane op. Hy sing, ek weet, Here, jy vang my trane op. U smarte, u hartseer. As die pad lank is, kyk na Jesus. Kyk na Jesus wanneer dit voorkom, asof sy beloftes vertraag het. Kyk na Jesus. Abraham, Sarah, 25 jaar. Vir 'n belofte. Kyk na Jesus, wanneer jy voel, Here, u het gesê, u is by my. Dit voel nie so nie. Here, u het gesê, ek moet bid. Ek bid vir my kinders. Hulle dien nie. Here, waarom, Here? Ek bid al vir soveel jaar, Here. Hoekom sien ek nie 'n verandering nie? Draai u fokus na die Here. Draai u fokus na die Here, want die las swaar voel. Voel jy vanoggend, daar's 'n las wat op die druk en dit is so swaar. Draai vanoggend na Jesus toe. As jy voel die nag is eindeloos, draai na Jesus. Hy is die een wat die geloof begin het. Hy is die volëinder van die geloof. Amen. Ek sluit af vanoggend. Geliefdes, Hebreërs 11 vanoggend is nie 'n museum van perfekte mense nie. Ons kyk nou Hebreërs 11, dis nie perfekte mense nie, gaan kyk die lyn, jy kan gaan kyk, na Rahab is ook daar, jy kan gaan kyk na die lyn, dis nie 'n lyn van perfekte mense, 'n museum van hierdie perfekte mense nie. Dit is 'n getuienis van onvolmaakte mense, wat vertrou op 'n volmaakte God. So as u vandag sê, ek is so stikkend, ek het so ver geval, hoekom sal God enigstens 'n woord van my wil hoor? Gaan kyk na hierdie mense. Gaan kyk na elkeen. Dit was nie volmaakte mense nie. Hulle het vertrou op 'n volmaakte God. Waartoe word ons geroep vanoggend, ek en u? Wanneer ons na hierdie gedeelte kyk, glo God se woord vanoggend. Ons word geroep, glo God se woord bo jou omstandighede. Hou vas aan God se woord, glo dit bo jou omstandighede. Gehoorsaam selfs wanneer jy nie verstaan nie. As jy kom en sê, Here, ek verstaan nie. Hoekom het dit gebeur? Bly gehoorsaam, bly in God vertrou. Jy kan sê, ek doen alles perfek, volgens u. Ek doen alles perfek. Alles, daar kan niks, ek lewe vir die Here. Hoekom het hierdie tragedie op my pad gekom? As u nie verstaan, bly gehoorsaam. Volhard wanneer die reis moeilik raak. En dis waarom ons laasweek gepraat het, broers en susters, ons het 'n gemeenskap, ons is hier om mekaar by te staan. Wanneer die reis moeilik raak, moenie op die eie wees nie. Kom hier, broers en susters wat vir u omgee, om mekaar te versterk. Leef vir die onsigbare, nie die sigbare dinge nie. Fokus die oë op Jesus. En geloof, vanoggend is nie die afwesigheid van moeilike tye nie. As iemand vandag vir jy sê, jy is 'n kind van die Here, en as jy swaar tye deurgaan, dan is daar fout, en dan kan jy self ondersoek en sê, maar daar is nie fout nie, nee, maar daar moet iets fout wees met jou. Is 'n leuen. Jy kan glo, en jy kan perfek alles doen, en jy kan sê, ek het my tiklus, ek kom kerk toe, ek doen alles wat gedoen moet word, maar kyk wat gebeur met my. Geloof is nie die afwesigheid van moeilike tye nie. En as iemand vir jy sê, daar's fout met jou, gaan kyk wie sê dit vir jy. Kyk wat sê God vir jy.
Daar kan en daar sal en daar gaan moeilike tye kom. As jy vandag sê, ek gaan deur moeilike tye, hou vas aan God, wees gehoorsaam. En as dit vandag, as jy sê, maar dit gaan so goed met my, wonderlik, maar daar kan ook moeilike tye kom, en daar gaan moeilike tye kom, wat dit voel of die mat onder die voete uitgeruk is. Dan kan jy sê, ek verstaan nie. Ek doen alles reg. Ek het myself ondersoek. Ek bely al my sondes. Here, ek staan voor U vlekloos. Hoekom het dit gebeur? En in sulke tye moet u waak teen counseling van mense. Dink aan Job. Baie kere, jou kar word gesteel. Jy's 'n pastoor, daar's groot fout in jou lewe, gaan ondersoek jou lewe. My kar is gesteel want daar's klomp skelms buite. En dis verskriklik belangrik dat ons daarna moet kyk. Gaan kyk wat se counsel u na luister. En vanoggend wil ek vir u vra, geloof is die weiering om God te los wanneer ons in 'n sielsstryd is. Ek weier om God te los. Ek's in hierdie sielstryd, hierdie tragedie het op my pad gekom. Here, ek dien U. En ek's in hierdie sielsstryd. Dan wil ek vir u vra vanoggend, kan ons die volgende sê, Here, vergroot ons geloof. Vergroot ons geloof. Mag ek en u vandag op daai punt kom, waar ook al die vanoggend deurgaan. Vra die Here, Here, vergroot my geloof.